perfek die regte tyd vir die laat aankuier storie vanaand. Nou ek het vir jou gesê, ek het vir jou storie oor 'n dominee. Nou, ek dink nogal, ek kan redelik op 'n manier met gesag 'n storie oor 'n dominee vertel, want ek het in 'n pastorie groot geword. En ek weet, jy ken die grappie van, hoekom is die pastorie se seuns of kinders so stout? Hulle sê maar, sy speel ons by gemeente se kinders. So ek het destyds toe ek dit nou vir die eerste keer gehoor, dat ek gedink, dis vreeslik skreeuwsnaaks. En so, ja, maar dis nou al so 'n ou grappie, ons lag nie meer daaroor nie. Maar nietemin, dit is toch seker waarskynlik die waarheid. Nou, hierdie storie wat ek vir julle wil vertel, is ook 'n dominee se storie. En dit gebeur toe nou, of het 'n waar storie, wil ek nou vir jou sê, dit sal ek nou nie vir jou kan sê nie, maar dit is met gesag van my oor vertel, van die nuwe dominee op die dorp, wat toe nou daar aankom, en hy is nou baie bly om daar te wees, en een van die eerste dinge wat hy toe besluit, hy moet nou doen, is hy moet nou die mense dorp leer ken. Nou daar is nou maar verskeie maniere hoe jy het kan doen, jy weet, jy gaan doen huisbesoek, wat die dominees in daai tyd nou baie algemeen gedoen het, en dit het hy toe ook gedoen, hy het met die mense aan huis, hulle hand gaan skud, en met hulle gaan tee drink, so dat hulle kan leer ken. Ander maniere is nou maar ander mense se stories te hoor, of dalk nou stories te luister, of stories te lees, of wat ook al, so dis ook 'n manier, maar nou weet ek, as jy stories hoor van ander mense, dan is daar altyd miskien 'n ou draaitjie wat daar aangelas is, 'n stukkie aangelas, so nou weet 'n mens ook maar nou nie die waarheid, die een ou sal vir jou sê, man, ek het dit self gesien, of die ou sal sê, ek het dit self gehoor, of waar die hoe het ook al beleef het, so, maar nietemin, ek het ook al geleer, as 'n ou vir jou sê, ek het dit self gesien, dan moet jy juist nou daar so, weet, hy gaan so 'n draaitjie bykom, hy gaan so 'n ompaadjie vat om by die waarheid uit te kom. Nou so is nou hierdie storie, kan ek onthou, wat gebeur het, die dominee het toe nou ook maar sy ore uitgeleen, hy is nie so, hy wil nou graag die mense ken, en hy wil weet wat hulle belangstellings is, so, hy wil weet wat is die status quo van die gemeente, jy weet, gaan het nou goed by die mense, en as hulle daarom kerkgangers, en doen hulle goeie dade, en is hulle vriendelike, goeie mense, en dat hulle nou nie verkeerde goed doen nie, wat nou nie drink nie, en al die verkeerde goed wat 'n mens te doen gehad het. Nou, hy kom toe nou agter, maar hier en daar is daar nou nie stories, wat hy nog gedink het die waarheid is, jy weet, ek onthou, hoe my broer vir my pa vertel het van stories, en daar sê my pa, sê, dit kan nie waar wees nie, want kyk, hy het nooit met daai mense se stout kant te doen gehad, en dan sê my broer vir papa, maar dit is wat hulle sê, dan sê, ek glo hulle nie. Nou hier is miskien ook so 'n situasie, so die dominee, maar toe nou die mense geglo, en hy besluit toe, maar hy sal nou 'n bietjie oor die sondes van die gemeente, sal hy nou moet preek van die preekstoel af, en hy het ook nog goed voorberei daarvoor, en hy het nou natuurlik nou alles wat hy nou op die hart het oor die sondes wat sy gemeente pleeg, en waaraan hulle moet aandag skenk, met hy het nou mooi neergestip, en hy het sy preek mooi beplan, jy weet, 'n goeie preek het ons nou inleiding, net soos die kinders opstel skryf, en dat in die middelste deel, en dat jy nou 'n goeie, jy weet, 'n manier hoe jy hom afsluit, en hy het nou sy afsluit, dat hy nog gehou vir sy hoogtepunt, maar so preek hy nou, en hy vertel sy, van die mense, hulle moet ophou mekaar, jy weet, sleg praat vir mekaar, hulle moet ophou drink, en hulle moet kerk toe kom, en hulle moet goeie dade doen, hulle moet hulle tiendes vir die kerk gee, en hulle moet die kerkgeleenthede in die bywoon in die skool ondersteun, en die kinders mooi groot maak, man, al die mooi goed, wat die mense moet doen, maar nou kan jy sien, jy weet, die gemeente, dit vind nou aanklankie by hulle sit nou hier, en die dominee kom ook nou agter, maar die mense is nou reg besig om aandag te gee, aan wat hy nou hier te sê het, jy weet nou, is dit moes soos 'n sanger, as hy goeie gehoor het, dan leef die mense, weet, dan leef hy om later ook in die enthousiaste van die mense, en hy sweep die mense op, en die mense sweep hom op, en so sit hulle nou, daar so, en hy kan sien hoe die manne, weet al regop begin staan, maar ook op so van hulle se oë, kan jy nou sien, jy weet, die ouens begin nou erg ongemaklik voel, nou kyk hulle so skelm vir mekaar, want hulle weet gisteraan dat hulle twee nou lekker saam gekuier, en hulle het 'n lekker glasie te veel gevat, en hulle het 'n bietjie, jy weet, droog gemaak, jy weet, en daai tipe van ding, of dat iets gedoen wat hulle moes nie, weet, net like ondeend of stout, of wat ook al, en so, begin die manne toe nou ook, jy weet, ook maar, weet,
besef, maar gids, ek kan nie, die dominee weet dan nou, weet hy voel, die dominee praat nou net vir hom, en lyk of die dominee hom in die oë kyk, toe hy gesê, jy moet nie te veel drink nie, of jy moet jou 10de gee, dan weet hy my skuldig, hy doen nie daaraan nie, en so, vang hy toe eintlik al die mense uit, en almal voel toe op een of ander manier, voel hy toe nou, maar hy voldoen nou nie aan al die dinge, wat die dominee nou hier so sê, wat hulle moet aan voldoen nie, en dit het nou 'n groot invloed, maar hier so in die diakenbank, hier so sit, ek gaan nou sê my sê, sy naam is Jan, hier sit Jan, maar hy is die type ou wat op vreeslik inlewe in die ding in. En dan ook, ek weet as hy rugby kyk, as hy die ou wat opspring en gil en juig en te kere gaan, of as hy by die skool is, by die sport, daar is dieselfde ding. So hy is baie enthousiasties, hy word meegesleer deur wat ook al hier voor hom op die televisie gebeur, of dan nou daar by die sportveld, en soos in hierdie geval nou daar in die kerk, wat dit nou, waar hom nou groot invloed het, en die dominee kan ook sien, maar Jan, Jan is baie opgewonde wat die dominee vir hom sê, en hy neem het ter harte, en nou Jan sit al so op die, weet so amper so op die punt van die bank, jy weet so asof hy nog beter wil hoor, en beter wil weet, en hy stem saam met die dominee, ensovoorts, en toe, dis toe wat die dominee nou kom, en hy kom nou by sy, weet sy hoogtepunt, en hy sê vir die mense, almal van julle wat hier voor my sit, as jy enigiets van die goed skuldig is, en hy wag so 3 tellings, 1, 2, 3, en hy sê vir hulle, swaar, staan op, maar nou moet jy weet, Jan dat hier voor sit, hy sit, word nou onmiddellik, dominee sê, staan op, Jan spring op, en daar staan hy, en hy kyk, nou sit ek kyk hy vir dominee kyk vir hom, hy dominee so afgeskop, jy weet, hy dink Jan sal opspring nie, en dit is ook nie reg sy behoefte, die gemeente moet nou opstaan nie, want dit was nou maar so deel van sy hoogtepunt van die preek, en nou kyk Jan die besigheid toe, hy dominee kyk vir mekaar, nou kyk Jan hier links van hom, hy sien het hier so duik sy vriende hier onder die bank in, wat nog gisteraan saam met hom gekeier het, en hy kyk so hier voor hom, en hy sien maar daar so skuil sy ander vriend daar agter 'n dame met 'n groot hoed, en hy kyk hier so regs van hom, hy sien weer daar 'n ou wat daar so maak of hy van niks, weet hy kyk daar in die dak, jy weet, en dit lyk of hy so fluiterig is, Jan sien toe maar al sy sonde broers hierso, hulle gaan nie opstaan nie, hy is die enigste wat opgestaan het, nou sit te kyk, hy besef toe, maar hy is nou alleen, en hy sit te wonder nou, maar kyk, nou is hy nie, nou in die moeilikheid, wat gaan hy nou maak, wat gaan hy nou sê, en hy, jy weet, dis ook een van die ouens, wat met die wijs hier voor een dag kom, en toe hy nou besef, hy is nou vast, hy moet nou iets sê, en hy kyk so daar aan die dominee, hy sê, dominee, dit lyk nou vir my, dis net ons twee wat staan, nou ja, as dit met jou gebeur het, so het ek net jy nie dominee gewees het, ek word aan die dominee gedink het, wat hy het ook gestaan, nou ja, so het Jan die dominee uitgevang, die erediens was blijkbaar, toe nou net daar is die seën uitgespreek, en die gemeente die kerk verlaat, en daarmee was dominee se preek oor die sonde, dan toe ook verby.